Nou ek wil vir jou sê, jy's gebore in 'n tyd soos hierdie, vir 'n seisoen soos hierdie, hoekom God wou gehad het, jy moes in hierdie tyd leef en wees. Die Here sal jou salf, maar of jy jou purpose in die lewe gaan bereik, is up to you. Of jy naby God gaan bly, is up to you. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Nou ek wil begin, toe ek hierdie week bietjie voorberei het aan ons salwingssondag, het ek hierdie woord gekry van die Here af, van waar kom salwing vandaan? Wat was die oorspronklike rede vir salwing? En ek het so bietjie gaan oplees hieroor en so bietjie gaan kyk daarna. Die heel eerste rede hoekom mense gesalf het, was skape. Nou, jy's op 'n goeie plek vanaand, want die Bybel sê julle is almal skape. Halleluja. Nee? Nou, wat die herders sou doen 'n hele paar jare terug, voor dips en allerlei snaakse goeters wat ons vandag het, is hulle sou olie bo 'n skaap se kop gegooi het, en hulle sou so baie daarvan gebruik het, dat dit oor die skaap sou loop. So dis nie soos vanaand waar ons net 'n merkie met olie op jou gaan maak nie. Ons moes eintlik kookolie hier gehad het en jou gegooi het. Almal sê halleluja dat ons dit nie doen nie, nee. Wonderlik. Maar is interessant, ek het 'n bietjie gaan oplees, hoekom het hulle dit gaan doen? Nee, want dis nogal 'n snaakse gebruik. Hoekom sal jy olie oor 'n skaap se kop gooi? En een van die grootste redes hiervoor was beskerming. Wat sou gebeur het met die skape in die veld is vliee en ander insekte sou in hulle neus en hulle ore ingeklim het en dan eiers gelê het. En hierdie sou ongelooflike pyn veroorsaak het vir die skaap, of selfs infeksie. En baie van die skape het dood gegaan van hierdie infeksie. Interessant dat salfolie of salwing heel eerste daar is om ons toe te maak, om ons te beskerm. 'n ander rede hoekom hulle skape gesalf het, is die plekke waar die skape gewei het, was baie klipperig, en die skape sou hulle self beseer het teen die klippe, en die olie het gehelp om die pyn weg te neem, en ook vir genesing. Nou, dit was nie kookolie nie, dankie tog, anders het die skape geruik soos KFC, nee. Dit was meer olyfolie wat hulle gemeng het met 'n klomp kruie om te help met die genesing van die skaap. En dan die derde rede hoekom hulle skape olie oor die skape uitgegooi het, is die ongelooflike hitte. En die olie het beskerm dat die skape nie so warm kry en kon doodgaan van die hitte nie. Vandag gaan ons julle salf, en hierdie storie is vir my so ongelooflik om te hoor. En ons gaan nou by 3 punte stil staan oor hoekom ons in die Bybelse tyd mense gesalf het, of hoekom was mense gesalf. Dis die 3 hoofpunte, dis nie die enigste punte hoekom hulle mense gesalf het nie, maar dis 3 hoofpunte. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek een versie met jou deel. Psalm 23 vers 4 tot 6, dit sê die volgende: Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare wees, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente en dae. So 'n mooi gedeelte, nê, waar Dawid net skryf: U maak my kop vet met olie. Nou, die heel eerste rede hoekom hulle mense gesalf het in die Ou Testament, is om jou uit te sit vir 'n spesifieke roeping.
Nou ek wil vir jou sê, jy's gebore in 'n tyd soos hierdie, vir 'n seisoen soos hierdie, hoekom God wou gehad het, jy moes in hierdie tyd leef en wees. Nou ek dink baie daar terug, ek sou nogal gelike het om in die Wild West gebore te wees. Enigiemand anders? Nee, dis net die koue water wat dalk 'n issue is. Ek hou nie van koue water nie, maar ons sou 'n plan maak. Maar ek dink dit sou nogal cool gewees het om met jou rollie te kon rondloop en perd te kon ry oral waar jy gaan. Petrol was baie goedkoop want hy eet net, so dit sou great gewees het, nê. En tog het die Here gekies om jou in 'n tyd soos hierdie hier te sit. Vir 'n oomblik soos nou. God roep ons vir 'n spesifieke taak in 'n spesifieke tyd. Nou daar's 'n klomp stories in die Ou Testament en ek het nogal gewonder wat se stories ek vanaand met julle gaan deel rondom salwing om uitgesit te word vir 'n spesifieke doel. Vanoggend deel ek hierdie storie met die tieners en ek besef ek gaan dit vanaand met julle as gemeente ook deel, is waar koning Saul gesalf was as koning. Nou die van julle wat dalk nie die name so goed onthou nie of dalk nie die storie ken nie, is koning Saul was die eerste koning van Israel. En hy was gesalf want hy het 'n kop en skouers bo die res van die volk uitgestaan. Hierdie ou het gelyk soos 'n koning, hy het gepraat soos 'n koning, hy het geloop soos 'n koning. Ek dink hy moes eet soos 'n koning. Hy was 'n kop en skouer langer. En tog het hy nie opgetree soos 'n koning. Nou ek wil vanaand vir jou sê dat die Here sal jou salf, maar of jy jou purpose in die lewe gaan bereik, is up to you. Of jy naby God gaan bly, is up to you. Jy sien, soos die heel eerste koning van Israel gesalf was om koning te wees, het hy sy koningskap verloor, omdat hy nie gedoen het wat die Here sê nie. Omdat sy hart ver weg beweeg het van God af. Die tweede storie wat ek met jou wil deel, is die storie van Dawid. En wat baie interessant is jare voordat Dawid ooit gedink het hy gaan koning wees, kom salf hulle hom as koning. Nou ek wil vanaand vir jou sê, as ons jou vanaand salf en jy ervaar dat God jou uitgesit het vir 'n spesifieke doel of tyd, weet net dis dalk nie môre nie. Jy sien, Dawid se hart moes voorbereid gewees het om 'n koning hart te kry. Nou ouens verskil rondom tydperke, maar dit het hom min of meer 15, 16 jaar gevat om koning te word, vandat hy gesalf was. Gelukkig het hy na die Here geluister, anders sou dit baie langer gevat. As ouens wat baie langer in die Bybel moes wag, nê. Ek wil vanaand jou aanmoedig dat as ons jou salf en jy ervaar dat die Here jou uitsit vir 'n spesifieke doel en tyd, dat die Here gaan besig wees om in jou lewe te werk om daai ding te laat gebeur. Om aan jou te skaaf en aan jou te vorm, sodat jy 'n koningshart kan hê. Julle kan bietjie gaan lees oor Dawid se salwing in 1 Samuel 10 en dan Elisa se salwing in 1 Konings 19 vers 16. Ek gaan nou nie daai hele gedeelte vir julle lees vanaand die gemeente. Maar Elia was gesalf as profeet, uitgesit vir die werk van die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy 'n kind van God is daar vir jou werk uitgesit. Die Here het 'n spesifieke plan en doel met jou lewe. En vanaand as ons jou salf, is dit nie niks spesiaal nie. Hierdie olie kom nie van een of ander vreemde plek af nie. Inteendeel, dis heel moontlik in die winkel gekoop, daar by jou Pick n Pay of Checkers. Maar hierdie is 'n voorbeeld of 'n manier om te sê dat God jou vanaand wil uitsit. En as ons jou net nou gaan salf en oor jou lewe gaan bid, weet dat God jou wil uitsit vir 'n spesifieke plan en doel in hierdie generasie. Die volgende rede hoekom ons mense salf, is want die salwingsolie
dien as 'n simbool van die Heilige Gees. En ek wil graag hierdie gedeelte vir jou lees in Jesaja 61 vers 1. Dit sê, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskapper, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoedige. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die gebooiendes opening van die gevangenes uit te roep. Vanaand wil die Here jou salf. En dis 'n voorbeeld van die Heilige Gees wat op elkeen van ons is. Dis 'n voorbeeld of 'n simbool dat God ons kom vet maak het met sy Heilige Gees. Dat sy Gees oor ons is, dat hy ons beskerm, dat hy ons lei, dat hy ons voete kom vasmaak. Dis 'n simbool dat ons hoofde vet is en dat God meer vir jou het as wat jy vir jouself het. Ek besef hierdie jaar is dalk 'n moeilike jaar vir 'n klomp mense. Ek het so 'n bietjie huisbesoek hierdie afgelope 2 weke gedoen. En ek besef hoeveel goed baggage ou van laas jaar af oorgedra het, né? Ek besef daar sit 'n klomp mense met dieselfde skuld as laas jaar, dieselfde slegte gevoelens as laas jaar, dieselfde seer as laas jaar, het maar net so oorgespoel. En ek wil vanaand vir jou sê, die Here wil jou kom salf en die Heilige Gees op jou sit, sodat jy kan vrykom van daai goed. Ons tema van hierdie jaar is wees vry of leef vry in Jesus. God wil jou kom vry maak van 'n klomp dinge. En hy wil die Heilige Gees kom gebruik om jou te vorm en te maak in dit wat hy vir jou het vir hierdie jaar. Die laaste rede hoekom ons mense gesalf het in die Bybelse tyd is vir genesing, beskerming en seën. Ek lees graag vir jou hierdie gedeelte. Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. En dan Psalm 23 vers 5 wat ons nou net gelees het is: U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Die Here wil jou vanaand salf sodat jy gesond kan word. Dalk is daar 'n klomp van julle wat fisiese siektes het, maar ook om jou gesond te maak van binne. Baie keer dra ons 'n klomp goeters in ons harte rond, nê. Onvergewensgesindhede. Mense wat ons ingedoen het wat ons goed mee saamdra. God wil jou daai juk kom breek vanaand. Hy wil jou gesond maak, kom beskerm en kom seën. Vanaand is dit 'n groot aand. Dit salf jou om jou uit te sit vir 2026. Vanaand bid ons Jesus se beskerming oor jou lewe. Ons bid dat God se plan in jou lewe sal seëvier, dat jy agter hom sal aangaan en naby aan hom sal wees. En ons bid dat sy beskerming oor jou en jou gesin sal wees. Halleluja en amen. Mag hierdie kragtige woord van Pastor Franco jou inspireer om die evangelie van Jesus Christus te deel in woord en karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.